Vader, ek loof en prys U naam vanoggend. Dankie vir die wonderlike voorreg om vandag te kan hierdie skriftelike gedeelte hier te kan lees by hierdie pragtige plek, Here, waar ons geloof in sy staanspore was. Ons loof en ons prys U naam en dat die woorde van ons monde en die gedagtes van ons harte vir U goed sal. Enige iets nou wat wil steel hier by ons, bind jou werke, die Here bestraf jou, los ons uit in Jesus naam. Amen. Daar sê, want ons gaan nou sien, die Here sal sy sleutels gee. Enigiets wat ons bind op aarde sal in die hemel gebonde wees. Ons moet in die autoriteit loop, ons moet in die koninkryk loop. Onthou, elke kerk, net vir jou lees, bestaan uit 7, daar 7 kerke. Elke kerk het 'n 7voudige struktuur, die naam van die kerk, iets beteken. Die titel wat Jesus gebruik vir homself by die kerk, lof, om hulle te vereer wat hulle goed gedoen het, 'n kommer, 'n toestand van onrus, 'n vermaning of 'n bemoediging, en dan die belofte aan die oorwinnaar, en hulle almal eindig met wie jy oor het, laat hom hoor. Daar julle. Soos julle nou gehoor het, John het vir ons baie agtergrond gegee, en ons het nou klaar hierdie stukkie gelees. Ek gaan nie op daai geskiedenis in oor, ek sal weer vir jou die PDF stuur, met ook 'n bietjie geskiedenis, maar in Afrikaans, wat ek saamgevat het van die 2 boeties, en al daai tipe goeders, en wat die naam van die kerk beteken. Die naam van die kerk beteken broederliefde of stad van vriendskap. Alright, so die hele tema van hierdie kerk, is ambassadeur disipelskap. Disipelskap, 'n ander ou het nou nog baie mooi gesê, maar Andrew Sally, is dit, die opdrag is, gaan dan heen maak disipels van alle nasies, en dan leer jy hulle. Disipelskap is vriendskap. Jy kan nie iemand leer vir die vriendskap van die persoon het. Nou sê ons met die ouens teach, jy leer hulle van die Bybel. Nee, maak eers vriende, as jy nou hier, waar dit 99% moslim geloof is, hoe gaan jy hierdie mense na die Here toe lei? Jy gaan 'n bietjie saam dan brood eet. Jy gaan 'n bietjie tyd spandeer hierso. Dis waarom ek al van gehou het toe my seun so 2 jaar terug hierso was saam met Camp David. Hulle gaan Antalya toe. 'n Groepe jaar na jaar, hulle maak net vriende, hulle loop op die straat, hulle bid. Hulle begin net vriende maak met die mense. Nou hierdie plek was 'n wegspringplek daai tyd, omdat hy redelik bo noord geleë is, waar die ouens hierso gekom het, en van hier af is hulle ingestuur na die res van Asië toe. Alright, so dis die hele tema van hierdie kerk is vriendskap, disipelskap. En ons wil dan, as ons kan, gaan ons 'n liedjie of julle speel hierso, wat baie mooi is. Okay, die agtergrond gaan ek skiep. En dan die titel van Christus. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit, en hy sluit en niemand maak oop nie. Wie die sleutel van Dawid? Christus. Dan net, Christus sit nou aan die regterhand van God, saam met God op die troon. Hy sit nog nie op die troon van Dawid nie. Hy gaan, dis een van die profeseë wat in vervulling moet kom. Die troon van Dawid gaan hy in Jerusalem sit, op die troon van Dawid. Letterlik. Alright. En ek hoor Dawid gaan die burgemeester wees in Jerusalem. Hoe lekker kan dit nie wees? Nee? En dan die heilige en die waaragtige heilig, Jesaja 6 vers 3, en die een het die ander toegeroep en gesê, nou engele, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Hy is die heilige, die waaragtige. 1 Johannes 5 vers 20 skryf Johannes, en ons weet dat die Seun van God gekom het, en ons die verstand gegee het, om die waaragtige te ken. Hy gee vir ons na weergeboorte die verstand om die waaragtige te ken. Jy kan nie die waaragtige ken sonder die Heilige Gees nie. Nee? Dit is allemaal uniek dat Jesus, hoe hy aardig is God self. Dis ook om mense is teen die naam van Jesus. Jy kan sê, nee, ek glo in God. Net jy sê glo in Jesus nie, want Jesus is God. En dis die naam wat gevloek word in Hollywood. Maar ons moet weet ook dat die meeste van Hollywood bestaan uit Jode uit. Ek het vanoggend weer 'n stukkie gekyk wat Harrison Fox gee. So hulle het glad nie 'n probleem om in 'n fliek sy naam eintlik te gebruik. Nee? Want hulle hou nie van Jesus nie. Hulle is vir God, maar nie vir Jesus nie. Alright. Maar jy sal net die hemel sien deur daai naam. Dis al. Want dat 'n God die moeite doen, 'n God die moeite doen om homself te verneder en af te kom aarde toe as 'n mens. En jy spoeg dit weg. Jy vee dit weg. Dis nie goed nie. God het homself verneder om 'n mens te word en al wat hy van ons verwag is om hom aan te neem.
wat hy dit gedoen het. Is dit nie mooi nie, né? En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Johannes 17 vers 3. Dit is die ewige lewe, om hom te ken. My broer en sussie, ons moet hom ken. Sleutel van Dawid, ek gaan nie op dit in, dit is Jesaja 22, daar is 'n voorbeeld van Jakob, wat toen nou die sleutel gekry het om by koning Hizkia te, hy sy tesourier, dis waar hy hele beeld van, hy het 'n fisiese sleutel gedra. Jy kan net by die koning uitkom deur hierdie ou. Maar nou weet ons aan Jesus is die sleutel gegee, so ons by God kan uitkom. Is dit nie mooi nie? Sleutel aan hom, okay. In die messiaanse termes gaan ons nie daarso lees nie, maar dan hoor net so Matteus 18 vers 18, jy kan dit in Matteus 16 ook lees. Voorwaar ek sê vir julle, as jy weergebore is en jy het deur daai stappe gegaan. Ons gaan nou baie daaroor praat. Jy het jou sondes bekeer teenoor God, jy het Jesus Christus aangeneem. Jy is gedoop en jy is gedoop met die Heilige Gees. Wanneer jy Jesus Christus aanneem, kry jy jou eerste ontmoeting met die Gees. Jy kry die besnydenis van jou hart. Nee? En dan ontvang jy God se Gees. En jou gees word wakker, want jou hele lewe was jy net siel en liggaam. Nou word jy weergebore. What's happened here? Nee? Dis baie belangrik. Jy het die besnydenis van jou hart nodig. Maar dan, die Gees wat dan in jou is, wanneer ek mense doop, is nou reg vir ons om met mense gedoop, dan vra ek altyd die eerste vraag is, wie het jou geoortuig om gedoop te word? Heilige Gees. Nou, ek gaan nie van self doop nie. Die Heilige Gees moet my oortuig. Hy het my oortuig. Maar, en as jy dan in dit stap, dan word jy gedoop met die Heilige Gees, sommer tydens die doop, of dag van voor dit. Ek was gedoop met die Heilige Gees voor ek gedoop is. Ek het geen lering gehad oor die doop nie, niks nie. Ek het daai dag toe ek gedoop is, die Heilige Gees op die grond, ek het geweet ek kan val in die Heilige Gees. Toe hoor ek naderhand, Jesus, die ouens sê, maar net nie agteroor val, dan vang jy demoon, dog, jee, wat het nou met my gebeur? Dit is 'n keer 'n demoon gekry. Nee, maar niemand het my geleer nie, ek was hoofouderling in my kerk. Hier lê ek op die grond. Word 10 minute later wakker en ek binne 'n week het ek 'n oortuiging van ek moet in die water aangaan. Dus kom ek altyd vir mense, weet jy hoe oortuig nie gedoop? Nee, die Heilige Gees het. Ek noem dit soos Joshua na die reën. Ek het net water geryk. Soek dit net, nee, lekker. Ja. So Matteus 18 vers 18. Dis nou vir die wat nou deur die stappe gaan is. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. Sal in die hemel gebonde wees. Alles wat julle op die aarde ontbind, sal in julle hemel ontbonde wees. Dis nogal 'n lering op sy eie. Ja. Okay. Lof. Ek ken jou werk, kyk, voor dit op en deur gee, niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag, jy het my woord bewaar en my naam nie verloor nie. Kolossense 4:2-4, volhard in die gebed en waak daaraan met danksegging en bid tegelijkertijd ook vir ons, sê Paulus, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus. Bid vir julle pastore, bid vir die leraars, sodat die verborgenheid van die woorde van God kan kry. Ons verborgenheid wat toegesit is, ou nie op afkom het. Nee? Nie op afkom het. My naam nie verloor nie, Markus 8:38, want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige slag, vir hom sal die seun van die mens ook skaam, wanneer hy kom in heerlikheid. So ons moenie skaam wees vir die naam van die Here nie. Jy gaan altyd skaam wees vir die naam van die Here sonder die doop van die Heilige Gees. As jy die dooping van die Heilige Gees ontvang, soos om Engels sê, as jy boel in 'n China shop, jy breek alles, dan word jy gelukkig mature met tyd. My vrou sê vir jou sê ek word nooit mature nie, maar ek word so 'n bietjie meer mature as wat jy altyd doen. Alright. En dan vers 9, kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, vir die wat sê hulle is Jode en dit nie is nie, maar lieg. Nie jokkie, lieg, ek praat hard. Nee? En ek sal maak dat hulle voor jou voete neerbuig en ek weet jy wat sê die Here vir my, toe ons in Israel was vir 2 jaar terug, staan ek ook by daai muur. Dis my lekker om by daai muur te bid, so hoef ek by daai muur te bid, maar was my lekker, daar ook 'n briefie daarin. Ek sê Here vir my, Chase, ja, dat is altijd so. Chase, check out. Ek sê, wat Here? Ek sê, sien nie hierdie ouens hier so met hulle tosokkies en goedjies? Nee, dis nie hulle plek hierdie, dis julle plek. Weet jy hoekom, hoor gou hierso, Romeine 2 vers 28 en 29, want nie hy is 'n Jood wat dit in die openbaar is. Hoor wat sê,
En nie dit is besnydenis wat in Openbaar in die vlees is nie, maar hy is 'n Jood wat in die verborgene is. En die besnydenis is nie van die en besnydenis is die van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense met God. Wanneer jy die besnydenis van jou hart kry, is jy 'n ware Jood. Weet jy wat beteken Jood? Prins van God. Weet jy wie is die prinse van God? The sons of God. Dis ons, is die kinders. Ons is die sons of God. Romeine sê hierdie skepping, hierdie dorp, wag met reikhalsende afwagting vir die openbaarmaking van die seuns van God. Alles is dood, totdat die seuns van God inkom in die regte hart, met die broederliefde hart. Want is ons boeties hierdie, want Psalm 24 sê, die aarde en die volheid daarvan en almal wat hier woon behoort aan God. Hulle kies hom net. Want hy het dit gevestig op die aarde. Geen mens nie. God het dit gemaak, hy het al die mense gemaak. God is, hy gaan die wegraping uitstel tot ons wakker word en bietjie vir hierdie mense van die evangelie en jy kan nog betaal met jou lewe. Maar jy het die ewige skat. Jy kan nie doodgaan nie. Jy die lyf kan, maar jy kan nie dood. Nooit ooit nie. Nooit ooit nie. Omdat jy my woord van my leidsaam bewaar, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing. Die ou vertaling het nou so 'n bietjie verkeerd vertaal. So hy is nie die perfekte vertaling nie, alle vertalings is foute. Hier staan hy sê bewaar in die uur van beproewing, maar die woordjie daar is X, uit die uur van, hoor wat sê die King James. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which will come upon all the world to try them dwell upon the earth. Nou ek het die hele hoofstukkie geskryf oor die aardbewoners. Nou die aardbewoners, die dwell upon the earth, sê na die Grieks toe gaan, wys dit, hulle wat dink hulle is vir altyd hier. Hulle lewe, hulle het nie saak nie. Dis ons plek hier, dit sit sommer van my standbeeld op, het gaan vir ewig gewees. Vra vir die Romeine, almal se koppe is af. Nee? Jy gaan nie vir ewig gewees nie. As jy vir die average kind vandag vra, net oor ons ou leiers in Afrika, in Suid-Afrika, wie was Andries Pretorius? Dis nie veel kan sê nie, Andries wie? Ons nou reg praat die Dorsland trek. Die meeste kinders weet eers wat die Dorsland trek. Hulle weet nie, hulle stel op die belang nie. Nee? So, maar al wat hou, nee, is God. Ons moet ons kinders, ons self so maak, ons is nie van hier nie. Ons is die ware Jode. Nee? Ja. Ok, bewoners van die aarde, ek het dan klaar bietjie daaroor gepraat. Kommer vir hierdie kerk? Geen. Nou gister se kerk, lof? Geen. Nou, kot jou uit, dankie. Hierdie ouens is, hoor die so, en hoor wat sê, nee? Ek weet jy het min krag. Ons almal het. Weet jy hoe goeie plek is het om te wees en jy sê jy het nie krag? Want dan kan Heilige Gees sy werk doen, dan kan jy die pad uitkom. Jy raak min krag, jy weet nie wat ek vandag gaan sê nie, maar jy gaan, en dan gaan jy. En dis nou wanneer Heilige Gees begin werk. Hy sê, daar sê, die nek van die plek Leroe staan so 'n bietjie terug, laat ek die werk doen. En dit moet ek hard leer, né? So geen kommer nie, vermaning of bemoediging. Kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, ek het vanoggend al gepraat, hou vas wat jy het, bewaar jou kleed, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Kroon is baie belangrik, 24 ouderlinge, Johannes 14 vers 3, en ek het gegaan en vir 'n plek berei, en ek kom weer, en ek sal julle na my toe neem, sodat julle kan weet waar ek is. Jesus sal terugkom, net sy beloof het, ek kom gou, in Grieks is ewe skielik. En dan staan ek en jy so gesê, dis 'n teaching op sy eie, voor die regterstoel van Christus, die Bema. Vandag as jy in Tel Aviv kom, is die Staatsteater die Bema. Dit is soos 'n prysuitdeling, dit is soos 'n opvoering. Ja, kyk, Openbaring 3 vers 12, belofte aan die oorwinnaar, wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat die hemel van God neerdal in my nuwe naam. Luister gou net. Hulle weet nie wie hierdie kerk geplant het. Hulle sê nou Johannes, dis nie. Paulus was die eerste idee, Johannes het na die tyd uitgekom. Alright, maar maak nie saak nie. Een van hulle disippels, as dit nie hulle was nie, het dit kom doen nie. So ander ouens wat opgestaan het. En gesê, hoorie, ek gaan ietsie begin in my local dorpie Philadelphia. En ons weet nie eens wie is daai ou se naam vandag. Dit maak nie saak nie, die Here het hom 'n pilaar gemaak. Ons gaan hom weer ken die naam. Alright. Pilaar 1 Timoteus 3 vers 15. Maar as ek vertoef, sê Paulus, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God,
wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Luister, ek en jy moet 'n pilaar en grondslag van die waarheid wees in jou gemeenskap, waar jy vandaan kom, wie jy ken in jou familie, waar die moeilikste is. Jou gesin, nee? Ons moet pilare wees. Mense die yes, maar ek kan staat maak op haar. Haar ja sal ja en haar nee sal nee. Hulle wonder nie, hulle weet jy's 'n pilaar. Alright, mense is in jou toe kom. Natuurlik kan jy gaan kyk in die Ou Testament, die 2 koperpilare, 1 Konings 7 vers 15, ek het self gelees daar, en dan eindig hy weer oor het. Alright, maar hier is nou 'n interessante ding. Weer oor het, dat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê, Jesaja 50 vers 4 en 5, ek het hierdie vir myself in 'n proklamasie gemaak, het ek baie gereeld vir myself bid. Hoor dit sê, die Here het my 'n geoefende tong gegee, dankie Here dat U my 'n geoefende tong gegee, 'n geoefende tong, dat ek kan weet om die vermoeides te verkoop. Want mense weet hulle sondaars, mense weet hulle is nie goed nie, ek hoef nie vir hulle te sê nie, ek moet die vermoeides verkoop, met woorde. Hy wek elke môre, hy wek my oor om te hoor, soos die leerling. Here, help my om U te hoor. Jy kan dit vir jouself bid, proklameer dit vir jouself, herinner jouself. Die Here het my oor geopen, en ek was nie wederstrewig nie, ek was nie in 'n rebellie teen sy, maar dis nie wat dit beteken nie, in konteks van die en die milieu van daai. Weet jy, dit al baie gehoor my Here. Ek was daai vars weergebore. Ek kon nie glo om Agnes sê, en ek kan nie eens Engels reg uitspreek nie. Om Agnes sê, en ek sê dit daar nie, kom sy storie en ek praat oor die Here en die predikant kap my. Dis nie wat dit beteken nie. In konteks van die en die milieu gedoen. Maar jy kan oor die cricket praat, oor die rugby, dan gee niemand jou probleme nie. Maar toe ek oor Jesus praat en om Agnes, so kry ek moeilikheid, né? Baie groot moeilikheid. Ek is nie wederstrewig teen God se woord nie. Ek glo, as Jesus sê, as God sê, Jona was in die vis, was in die vis. Glo jy dit, of leer jy dit net vir jou kinders, die leuns? Maar as hulle groot word, moet jy nie dan glo nie. Jesus sê, soos Jona in die vis was, sal die seun van die mens, so ek glo vir Jesus. Vandag vat hulle Jona, die boek Jona, en sê, ag nee, is net 'n gedig. Wat? Dan het Jesus gejok oor 'n gediggie. Hy het nie gestaan op 'n gedig, Jesus, maar het op die woord van God gestaan, Johannes 10:35. Sy woord kan nie gebreek word nie. Nie as Jona nie. Hulle probeer, maar dit kan nie gebreek word. Jesaja 30:21. En jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is nie. Dit is nie mooi nie. Die Here sê vir sê, gaan soos ek en Barry praat gister. Hoeveel keer praat die Here met jou nie? Ja, gelukkig ek hoor nie so lekker nie. Die Here kom maar soos my met wat Paulus. Gaan ek doen dit nie kom in 'n droom. Gaan jy dit kan? Nee, die Here help ons elke keer. Dit is die weg, wandel daarop wanneer jy regs of wanneer jy links wil gaan. So die naam van die kerk, Philadelphia, broederlike liefde. Dit is die disippelskap wat ek en jy moet uitvat vir die wêreld. Op daai pilaar is die kerk van God gebou. Op liefde. Hy sê, hoe sal hulle weet julle is my disippels? So liefde is. Liefde. Nee? En weet jy, kan nie glo nie, in 'n plekkie soos waar ek bly, in Kaapstad, kan jy nie glo, hoe sukkel ons net dat kerke saam kan bid nie, want ons heeltyd wederstrewigheid. Die ouens kan die een gaan die ander een nie sonder opkom. En mense raak pretty much vinnig offended. Jy moet nie offended raak nie. Dan moet jy nie in Christendom aangaan nie, want in Christendom kan jy offended, jou boeties is geen offended, almal groei. Men, ek stap maar 'n hele paar jaar saam met Here, dan kom iemand nie in. Het jy gehoor, maar jy het nou al 20 jaar terug gehoor. Ja, dan moet jy net so opgewonde wees saam met daai persoon. So jy moet heeltyd almal in ons harte werk. En mag hierdie, waar ons nou gister 'n bietjie raas gekry het, die kerk, ons is nou in daai tydperk. Maar daar's Philadelphia nou. Mag ons Philadelphia wees. Mag ons broer, onthou daai ou fliek van Tom Hanks, Streets of Philadelphia. Hoekom het dit daaroor gegaan? Want hy is een van die eerste ouens wat HIV gehad het. En hy's weggestoot. Daar was geen broederlike liefde in Philadelphia. Die arme oukie het van AIDS alleen doodgegaan. Nee? Ja, hy was 'n sondaar, dit was almal vir hom. Maar daar was vir hom geen liefde nie. Mag ons nie mense so wegstoot nie, mag ons onthou dat ons disippels maak, moet ons mense lief hê. Moet mense lief hê.
En dit begin by jou huis. Begin by jou familie. Daai oom of tannie wat nooit wil hoor het. Nee? Of daai oom in die kerk wat jy so irriteer, of jou plek in die kerk vat waar jy sit. Nee? Ja, het begin met daai goed. Dis maklik. Die Here het vir my gesê, daar het toe hy roep soos maar soos Jesegiel. Het ek jou maar gestuur na mense toe wat nie jou taal ken nie. Dis jou koning ontvang. Maar stuur jy na jou eie mense toe. Jou kop is so hard soos klip maak jou kop hard soos jy maak. Nee? Ja. Hulle kop is hard, hulle is wederstrewe. Maar liefde, dis net liefde wat die enigste, grootste, hardste hartbreek is liefde. Nee? En mag Heilige Gees ons dit gee. Kan ek vir ons bid? Asseblief. Vader, baie dankie. Dankie, Heilige Gees. Maak ons ore oop. Gee ons 'n geoefende tong. Help ons om te hoor wat U vir ons sê. Gaan links, gaan regs. Maar Heilige Gees, ek bid dat U vir ons daai liefde gee wat net U het. Here, in ons eie ou harde harte, sê U, maak U gee vir ons harte van vlees. Sag. U bloed. U DNA wat deur ons gaan. Dankie dat ons die werklike Jode het. Die regte Jode. U het ons besny in ons harte. Here, dankie vir die besnydenis van ons harte. Dankie dat U ons gees kom wakker maak het en U Gees woon in ons. En dankie vir die doping met die Heilige Gees en vuur, sodat ons kan beweeg, sodat ons kan loop. Vader, ek bid nou boeties wat dit nog nie ken nie, wat dit dalk nie weet nie. Vader, dat U dit vir hulle sal openbaar, vir hulle sal gee, hulle sal touch. Ek eer die naam, ek loof U dan. Dankie vir wat ons boeties wat hier begin het, eerste gedoen het. Here, dis ons grondslag, dis ons fondasie. En mag ons bou op daai fondasie. Alles stuur nou vandag niks nie. En is oorweldigend 'n ander geloof. Bid ons vir hierdie mense. Want hierdie plek, partye behoort aan U. U het dit gemaak. U het die aarde gemaak. Die grond behoort aan U. Elke klip, elke stukkie sand, alles behoort aan U. U het dit gemaak. Vader, en ons sê vir U baie dankie vir U maak dit goed. Amen. Join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Either step aside, for every God knows everything will crumble under his blows. You think yourselves weak, pathetic and overrun, and that all you've bled for is coming undone. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Oh, you go out there and bow to none and cause a stir as if it were the last one. Curse them into hiding. These thieves won't believe the wave we're riding. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Ero destinato a diventare un pilota soldato. Ero destinato a diventare un poeta, un aviatore. Ero destinato a guidare l'uomo per conquistare la città eterna con una spada fiammeggiante. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed. Go kneel and wait and join the herd.